Goeiedag, hiermee die daaglikse brood, soos Yeshua ons leer, bid in Matteus 6, waar ons vir Vader vra vir ons daaglikse brood. Ons kyk vandag verder na iets besonders wat Abba Vader beveel het aan die kinders van Israel. Iets wat hulle moes dra as 'n daaglikse herinnering om gehoorsaam te wees aan sy instruksies. Klossies of tsitsi is wat Abba Vader die kinders van Israel beveel het om aan die hoeke van hulle klere te dra. Dit moes hulle daagliks herinner om gehoorsaam te wees aan sy instruksies en nie hulle eie hart of oë te volg nie. Dit sien ons in Numeri 15 vers 37 tot 41. Die woord tsitsi beteken oorspronklik haarlok. En ons het gesien bestaan uit 5 Hebreëse letters wat saam 'n geestelike prentjie skets van iemand wat in nederigheid en gehoorsaamheid saam met Abba Vader wandel, wat gevorm, gevou en gelei word deur sy hand wat vasgeanker is in geregtigheid en gemerk is met sy teken van verbond en verlossing. Ons het gesien dis 'n prentjie van disippelskap, identiteit en gehoorsame wandel in waarheid en genade. Nou hierdie letters van tsitsi, hierdie 5 letters, die Hebreëse letter het elke numeriese waarde. En kyk jy na die numeriese waarde van hierdie 5 letters in die woordjie tsitsi, sien jy, tsare se numeriese waarde is 90 en die letter tsare kom 2 keer voor. Jod se numeriese waarde is 10 en hy kom ook 2 keer voor. En dan taf se numeriese waarde is 400. Totaal gee dit vir my 600. Maar dan as jy kyk na die fisiese tsitsi self, elke tsitsi het 8 drade. 5 knoppe. So jy kry 'n numeriese waarde van 600, 8 drade en 5 knoppe. En hierdie nommers gee saam 613. Met ander woorde, Abba Vader leer ons hierdeur, 'n tsitsi is 'n visuele herinnering aan al die 613 instruksies, mitzvots, in die Torah. En dis Abba Vader se huwelikskontrak wat hy aan ons gee om te dra. En dis hoe groot ons God is. Abba Vader het dit so ontwerp dat selfs die getalwaarde van die woorde plus die vorm van die tsitsi saamwys, soos hy self sê in Numeri 15 vers 39, onthou al my gebooie en doen dit. En wat sê Yeshua in Johannes 14 vers 15? As julle my liefhet, bewaar my gebooie. Jy sien, elke keer as jy as 'n disipel van Yeshua na die tsitsi kyk, word jy herinner dat jy 'n koninklike priesterdom is, afgesonder, heilig en geroep is tot gehoorsaamheid. Met ander woorde, die tsitsi is nie net 'n mooi klossie wat hier aan jou hang, wat jou fraaier laat lyk nie, of jou identifiseer van 'n soort groep mense nie. Nee, dis 'n lewende simbool gegee van verbond met die koning van die heelal. Tsitsi is 'n sigbare teken van identiteit en herinnering, 'n manier om te onthou wie jy is en aan wie jy behoort. In Numeri 15 vers 38 sê Abba Vader vir Moses, spreek met die kinders van Israel en sê aan hulle moet vir hulle klossies maak aan die hoeke van hulle klere, in hulle geslagte, en aan die hoekklossies 'n draad van persstof vasbind. Wat moet hulle maak? Klossies of tsitsi aan die hoeke van hulle klere met hierdie pers soos oorspronklike blou draad in elkeen. Hierdie klossie of tsitsi, soos dit in Hebreëus genoem word, moes aan die hoeke van die mense se klere vasgemaak word. Dan binne in hierdie klossie moes daar 'n spesiale blou draad wees. In Hebreëus noem hulle hierdie kleur tekalet. En dis 'n helder hemelblou kleur wat ons herinner aan die hemel en dat Yeshua koning is. Die Hebreëse prentjie van hierdie blou is dit wat van bo af, van die hemel af kom. En ons weet, dis Yeshua. Dis presies wat Yeshua kom doen het. Hy het sy koninkryk verlaat en die gestalte van 'n mens aangeneem en homself verneder, selfs verneder tot die dood van die kruis. In Johannes 3 vers 31 sê, hy wat van bo kom is bo almal. Hy wat uit die aarde is uit die aarde en praat uit die aarde. Hy wat uit die hemele kom is bo almal.
So ons sien hierdie prentjie van Yeshua se goddelikheid. Hierdie blou kleur is in die tabernakel se tyd gemaak, in die tabernakel van 'n slak, die molask slak, wat hulle in die Rietsee gevind het. Hulle het 'n klier onder die slak se voet verwyder en die sap gebruik om wit linne mee te kleur of te daai, so het hulle daardie unieke blou kleur gekry. Dan in Numeri 4 vers 14 tot 15 sien ons, moes die Kehaite die heiligste voorwerpe van die tabernakel dra, wanneer die kinders van Israel moes opslaan en trek, as Abba Vader die wolkkolom en vuurkolom, as hy begin beweeg. Niemand mag die heilige voorwerpe van die tabernakel gesien of aangeraak het nie. Daarom het die priesters, die seuns van Aaron, eers hierdie heilige voorwerpe, die instrumente in die tabernakel met klere bedek. En dan kon die Kehatite dit dra. Onder die bedekking was daar spesifieke klere. Die ark van die verbond is byvoorbeeld met 'n kleed van suiwer blou, tekalet, bedek. Dit sien ons in Numeri 4 vers 6. Ander voorwerpe het ook blou kleed gehad, maar ook purper en rooi kleurige doeke wat hulle gekry het. Onthou, die Kehatite het nie self blou klere gedra nie. Hulle het slegs die voorwerpe gedra wat daarmee bedek was. Hulle diens was heilig, maar hulle was nie die priesters nie. Maar volgens Eksodus 28 moes die priesters spesifieke klere dra wat deur Abba Vader voorgeskryf is. Hierdie klere bevat ook tekalet, hierdie blou helder blou kleur. Die efod het tekalet bevat. Die borstas van oordeel het ook tekalet bevat, hierdie blou kleur. Die blou mantel, die robe of the ephod was heeltemal van tekalet gemaak. Dit was net vir die hoë priesters. So slegs die priesters het klere met tekalet gedra en die hoë priester, veral die hoë priester, het 'n mantel van suiwer blou gehad. Die vraag is, wie is die koninklike priesterdom vandag? Wel, 1 Petrus 2 vers 9 sê, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Dan het ons gesien was sekere van die heilige instrumente ook bedek met die blou kleed. En wie is die instrumente wat Abba Vader vandag gebruik? Die wat hom gehoorsaam, die wat hom bereidwillig en nederig en diensbaar dien. Maar so het die tzitsi 'n blou draad in, wat Abba Vader sê gedra moet word as 'n teken van dat ons sy woord moet gehoorsaam. Dan waar die tzitsi, die klossies gedra moes word, die plek is belangrik, want dit hou verband met die doel daarvan, om te sien en om te onthou. So prakties is dit soos die storie van 'n bruidegom wat baie lief was vir sy bruid. Kort voor hulle troue het hy vir haar 'n spesiale lint gemaak, met sy eie hande gevleg en dit aan die punt van haar rok vasgebind. Hy het vir haar gesê, elke keer as jy hierdie lint sien, onthou my beloftes aan jou. Ek sal jou lief hê, ek sal jou beskerm en ek sal jou lei. Hy sê toe verder vir haar, hierdie teken is 'n herinnering aan jou roeping en jou verhouding met my. Sy het hierdie lint elke dag gedra aan die punt van haar kledingstuk, naby haar hart en naby haar voete, sodat sy dit kon sien wanneer sy loop. En elke keer as sy daarna kyk, onthou sy hom, sy beloftes, sy liefde en haar eie keuse om getrou aan hom te bly. Soos die tzitsi wat Abba Vader aan sy kinders gegee het aan die hoeke van hulle klere, is dit iets wat hulle sien en wat hulle herinner aan sy woord, sy liefde en ons verbond met hom. So in Numeri 15 vers 38 tot 39 sê Abba Vader verder, hulle moet vir hulle klossies maak aan die hoeke van hulle klere in hulle geslagte, en as julle dit sien, moet julle aan al die gebooie van Jotewawei dink. So die woord sê aan die hoeke van hulle klere, dit wys dat die tzitsi aan die buitekant of die uitsteeksels van die kleed moes wees.
Die Hebreëse woord hier vir hoeke is kanfei, die meervoud van kanaf. Kanaf beteken letterlik vleuel, soos 'n voël se vlerk. En daarom kanfei beteken vlerke of figuurlik hoek, rand, uitsteeksel of 'n kleed of kledingstuk. In konteks van klere verwys dit spesifiek na die 4 punte of uitsteeksels van 'n vierhoekige kleed. Dis die plek waar die tsitsi moes vasgebind word. En dit verteenwoordig beskerming, soos Psalm 91 sê, onder sy vlerke sal jy skuil. Daarom in die dra van tsitsi aan die hoeke, die kanaf van 'n kleed, sien jy 'n profetiese prentjie van wandel in gehoorsaamheid onder Abba Vader se beskermde teenwoordigheid. As jy hom gehoorsaam, wandel jy onder sy vlerke van beskerming. So met ander woorde, die tsitsi moes aan die buitekant van die kleed vasgewerk word waar dit sigbaar was. Want die woord sê, as julle dit sien, en dit impliseer duidelik dat die tsitsi sigbaar moes wees. Dit sou nie sin maak om iets onder jou klere te dra wat jy nie kan sien as die doel is om jou daaraan te herinner om gehoorsaam te wees nie. So weer eens, wat was die doel van hierdie klossies? Maar Vader sê dit vir ons in Numeri 15 vers 39, sodat julle, as julle dit sien, aan al my gebooie dink dat julle dit doen. Hierdie klossies of tsitsies is daarom om jou 'n visueel te herinner aan Abba Vader se opdragte. Dis soos 'n geestelike herinneringslint. Dit is nie net om te dink aan die gebooie nie, maar ook om dit te doen. So wanneer 'n bruid 'n spesiale lint van haar bruidegom ontvang, dra sy dit tog met trots. Dit wys dat sy aan hom behoort en dat haar hart aan hom toegewy is. So het Abba Vader vir sy kinders die tsitsi gegee, 'n sigbare teken van die verbond, liefde en trou, van sy verbond, liefde en sy trou. Maar saam met hierdie teken gee Abba Vader ook 'n waarskuwing. Moenie net alles doen waarvoor jy lus is nie. Moenie sommer enigiets volg net omdat dit mooi of reg lyk nie. In Spreuke 16 vers 25 sê Abba Vader, daar's 'n pad wat vir 'n mens reg lyk, maar die einde daarvan is die pad na die dood. So hierdie klossies is daar om jou te help om te hou, om op Abba Vader se weë te bly, om saam met hom in intimiteit te wandel, om te ken in alles, sodat jy nie mislei of van koers afdwaal nie. In die woord beteken om jou eie hart te volg, dikwels om teen Abba Vader se wil te rebelleer of om jouself bo hom te stel. Maar die vraag is dus, sal die bruid haar bruidegom se lint dra? Is haar hart werklik uitverkoop aan hom, gehoorsaam, lief en toegewyd? Sal sy vir die wêreld toon aan wie sy behoort en wat is haar identiteit? Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Papa God, dankie vir u liefde, dankie vir u goedheid, Vader. Vader, ons pleit by u net u waarheid. Vader, ons sien in hierdie tsitsi iets van die hart en dat u ons roep om u te vertrou en saam met u te wandel in verbond, in liefde en trou. Vader, u is 'n awesome God en ons loof en ons prys u. Mag die oogskille van ons oë afval, mag ons u hart sien en mag ons dit doen wat u behaag. Ons loof en ons prys u, Vader. Vader, vergewe ons, mag die daar waar die vyand ons weghou van die waarheid, ons staan die vyand teen, ons vra Vader asseblief, so Spreuke 25 vers 2 sê, leer ons net u waarheid. Ek bid dit alles in Yeshua HaMashiach se naam, die seun van Jotewawei. Amen. Shalom.